Goeiemôre en baie welkom by ons Vrydag Hoogtepunte program. Wat begin het as 'n klein idee om hoop te bring, het gegroei tot die Anties bring hoop, 'n beweging wat gemeenskappe reg oor die land raak. Mariet Bekes het hierdie week hulle storie en toekomsplanne kom deel. Takkie Pistorius van Function Wise was hier om ons te vertel wat oorstimulasie is en hoekom dit so aktueel is in die moderne wêreld. Hyrox groei vinnig wêreldwyd en Simon Goldsborough het vertel van die Johannesburg byeenkoms op 30 en 31 Mei, terwyl die Handri Pitou van Therapy kom gesels het oor die unieke ruimte vir babasorg. En DJ Maestro was hier met sy nuutste treffer. Wat begin het as 'n eenvoudige idee om hoop te bring aan vroue in 'n droogte getuisterde gemeenskap, het vinnig in 'n beweging wat honderde lewens raak ontwikkel. Deur kuns, samesyn en geloof het die Anties bring hoop reeds 'n groot verskil gemaak in dorpe reg oor die Karoo en die Kaap. En nou beplan hulle 'n nog 'n groter toer in 2026. Die kunstenaar en stigterslid Mariet Bekes was die week hier om meer te vertel oor hierdie besonderse projek. Goed, nou ons is baie nuuskierig. Waar en hoe het hierdie idee ontstaan? Dit was 'n jy weet as jy 'n fladdering in jou maag kry. Ja. Ek begin sê daar's ietsie wat besig is om te broei. Ja. En dit het so gebroei vir 'n rukkie. En dit is hoe dit begin het. Dit is my passie. Daar was altyd droogte en dit is waar dit begin het. Gaan na die vrouens toe in die droogte area, gaan gee vir hulle dag net op, gaan gee vir hulle 'n bietjie liefde, wys vir hulle kuns. En ek dink dit is so inspirerend. Nou jy het nou verwys na kuns. Yes. Jy gebruik kuns as 'n manier om mense bymekaar te bring en dan nou ook daai hoop te skep. Hoe dink jy het kreatiwiteit of hoekom dink jy het kreatiwiteit so 'n genesende uitwerking? Ek sê altyd nee, we were made by the greatest creator, to be creative. En wat gebeur as dit swaar gaan op jou werf? Dan begin jy dit los. Dan begin jy bietjie minder jou naels doen, bietjie minder jou make-up laat doen, bietjie minder jou hare, bietjie minder daai goedjies laat doen. En ons vrouens is geers, so ons gee meer vir ons mans en ons kinders en ons dis wat ons doen. Ons skep onsself af. Maar as ons op ons gelukkigste is, maak ons mooi. Ons maak onsself mooi, ons maak ons huise mooi, ons maak alles mooi. Maar as daar nie 'n geldjie is nie en ons moet absoluut alles gee vir ons mense, dan maak ons nie mooi nie. So deur kuns vir hulle te vat, gee ons hulle tyd om te stop. En wat gebeur is na 'n halfuur, dan begin die vrouens hulle koppies draai, begin hulle kyk na die goed wat hulle maak. En dan kom dit mooi uit. En dan begin hulle self voel, maar hulle kan beter doen. Hulle kan weer opstaan, hulle kan weer aangaan. So kuns is regtig, dit is net 'n word rustig, word stil. Dis al waaroor dit gaan. Nou jy het verlede jaar 900 vroue bereik. Ja. Wat het jou die meeste geraak gedurende daardie toer? Ek gaan jullie goed en die sleg gee. So vir my die sleg was, is dat buurvrouens wat regtig die plaas is mos dan maar eendag uitmekaar uit, wat mekaar 2-3 jaar nie gesien het nie. En hulle kon mekaar nie sien nie, want hulle spaar hulle diesel. So hulle kuier nie. En dit was vir my baie hartseer. Jy weet, die gemeenskappe kom nie by mekaar nie. Die mooi wat daar was, is dat hulle met mekaar begin gesels het in die inkommers in die dorpies. Het begin besef, maar hulle hoor daar, hulle mag daar wees en hulle kan hande vat. So dit was vir my die mees ongelooflikste van dit. Nou baie van die vroue het groot afstande ook afgelê om hierdie klasse by te woon. So wat sê dit vir jou oor daai behoefte ook aan ondersteuning in so 'n gemeenskap? Een van die redes hoekom ons dit die anties genoem is, is want ek is 'n antie, jy's 'n antie, my ma is 'n antie, almal is anties. Iewers het iemand 'n antie. En dit gaan nie oor ons nie. Ons is net 5 girls wat ry en wat die ding gaan doen. Maar as die vrouens net na mekaar begin kyk, jy weet, sal dit mooi gaan. En dan kan jy ook sien dat eintlik dra ons almal dieselfde swaar, dieselfde mooi, dieselfde alles. En daar's definitief 'n behoefte veral in die platteland vir kuns. Ja. Nou goed, die 2026 toer gaan nog groter wees. Ja. So vertel vir ons wat dit gaan behels. Ons gaan draai in Sutherland. Ons gaan 'n bietjie daar vir Save the Sheep kuier by Sibyl hulle. Ons doen Merwewil. Ag, beautiful, Carnarvon. So ons gaan regtig ongelooflik ver ry. Dan gaan ons 'n bietjie terug, Prins Albert, Oudtshoorn en George. In Riversdale het vir ons bly vra asseblief kom. So ons ry weer bietjie terug Riversdale se kant toe. Nebetesta het ons actually ongelooflik 'n nice setup want ons het die oggend en die middag het ons daar wat ons klasse gee, maar daar's net eenvoudig te veel mense wat dit wil doen. So die venue wat ons het kan hulle nie vat nie. So ja, ons beoog om vir 'n 1000 dames klas te gee hierdie keer. 21 dae, 5 van ons wat ry en
hoop ons sien sneeu op die pad. En ek dink dit is baie haalbaar. Daar is so 'n plaasie of eintlik maar plaasmense tussen Kanaven en Vosburg wat my baie na in die hart lê. So miskien moet ek net saamkom. Kom, Ek dink dit klink vir my na 'n lekker uitstappie. Goed, hoe werk die kunsklasse prakties? Jy weet wat presies? Jy het nou so vlugtig verwys na, jy weet hoe jy kan sien vrou se ingesteldheid verander tydens haar klas, maar wat kan jy dalk so 'n bietjie meer uitbrei na aanleiding van wat dit behels? Ons wil graag vir elkeen 'n pak gee, 'n kunspak, wat sy eie goeders in het. Verlede jaar het ons doodgewas aan kwasse en stencils en goeders om vir almal aan die gang te hou. Ja. So ons wil graag vir elkeen hulle eie pak gee. Ons noem dit 'n kunspak, dat jy dit kan gebruik. Ons doen 'n mixed media ding waar jy gaan verf en plak en al die lekker dinge met hom doen. So ons wil baie graag vir elke dame haar eie pak gee. As ons kyk na 1000 dames, dan gaan ons swaar ry hierdie jaar. Julle gaan 'n vragmotor nodig hê. Ons gaan 'n vragmotor nodig hê. Nou julle vra ook vir ondersteuning van die publiek. Ja. So ek dink dit is die belangrikste vraag, hoe kan die publiek help en 'n bydrae lewer? As ons vir elke dame 'n pak wil gee, en 'n pak kos net R100, wat nie so baie is nie. En ons kry net 1000 dames wat ons help om iemand te sponsor vir iemand wat jy nie ken nie. Dan praat ons van R100,000 wat ongelooflik baie geld is. Maar as ons saamwerk, dan is dit nie so baie nie. So ons wil graag vir elke dame 'n kunspak gee wat R100 kos. So ons sal dit waardeer as die mense ons help. Ons het 'n back-a-body fonds en dan natuurlik petrol met hierdie petrolpryse wat deesdae so is. Dis ons budget is heel in sy kanon in hoor. So Kan jy glo? ja, akkommodasie is vir ons okay. Ons het 'n hele klomp mense wat ons help op die pad. Ons slaap op die plase. In Bridgetown slaap ons in die ou tronk. Het hulle ons skep in 'n gastehuis. Ja. Slaap daar, slaap in koshuise. So as ons daar gehelp kan word, dan is ons happy. En ons kan net gaan kyk op sosiale media platforms. Ek is seker van julle het 'n bladsy en ons sal al die nodige besonderhede daar vind. Alles is daar, maar julle is baie welkom om WhatsApp ons. Ons sal julle help, ons sal vir julle die goed gee. Ons is net 5 girls wat in 'n battery. Jy verwys nou na die 5 girls of die ander anties ook. Yes. So wie is hulle en hoe pas hulle in? Ons het so 'n minuut oor. Dis ek, 2 van my vriendinne en dan my 2 dogters. So ons het baie geleer verlede jaar en hierdie jaar beoog ons om dit lekkerder te maak, mooier te maak en meer uit dit uit te kry. Een van die goeders wat verlede jaar opgekom het is wat hulle gevra het, is dit lekker om te sien hoe die Here werk? En my antwoord was, ek het nooit die Here gesien nie. Ek het hom nooit gevoel nie. Dit is lekker om hom te voel. Ek het hom nooit gevoel nie, ek het hom die hele tyd sien. So die Here werk op hierdie pad. Hy werk met die mense, hy werk met die vrouens, hy werk met die anties. Ons is net daar, ons daag net op. En ons is dankbaar vir julle. Want ek dink dankie. dit is so 'n belangrike saak, so geniet hierdie toer wat voorlê. Dankie. En Dankie. julle moet veilig wees so op die plaasbaaie. En hopelik wanneer dit dan nou afgehandel is, dan kan jy weer kom gesels en vir ons kom Dit sal heerlik wees. Ja, Baie ek dink so. dankie. Mariet, baie dankie vir jou tyd. Bly net waar jy is, maar ons is nou weer terug. Jy kyk na Goeiemôre, Good Morning op Via kanaal 147. Hallo, ek is Joannie Spiegelaar en jy kyk Good Morning, Goeiemôre. Hallo, ek is Dousie en julle luister en kyk na Goeiemôre, Good Morning. Dink aan jou inkomste as hierdie skapie se wol en hierdie skeermes. As jou huisverband, karskuld en as stygende lewenskoste afkom, bly daar nie veel oor nie. Jy kan nie 'n skaap verder as die vel skeer nie. Moenie dat skuld jou keel afsny nie. Kontak Skuldhulp vandag en ons sal namens jou met jou krediteure onderhandel om jou bates en waardigheid te beskerm. Skuldhulp, Afrikaans, regverdig, professioneel. Avontuur wag daar buite. Nuwe ervarings. Natuurskoon. En vuil voete. Kuier om die kampvuur. Deel visvangstories. En selfs 'n paar spookstories. Tentco, jou volgende avontuur begin by ons. Kom
Kom ontsnap na Lettabong Lodge, jou eco-vriendelike paradys in die hart van die Waterberg. Geniet luukse safari tente, bou jaar in ons waterpark of ontspan in ons restaurant. Daar is avonture vir die hele gesin. Van wildritte tot staproetes, daar's iets vir almal. Ervaar die rustigheid van die Bosveld, net 2 uur vanaf Pretoria. Boek nou by Lettabong Lodge, waar onvergeetlike oomblikke wag. Om 'n voertuig te finansier kom met baie voorwaardes, maar Refinance 'n Car bied motorfinansiering met voordele. Het jy vasgeteken op 'n hoë rentekoers? Wil jy die terme van jou lening herstruktureer? Wil jy geld teen die boekwaarde van jou voertuig leen? Of kort jy finansiering op die koop van 'n privaat voertuig? Refinance 'n Car het 'n oplossing vir jou. Refinance 'n Car, motorfinansiering met voordele. Die eerste paar maande van 'n baba se lewe kan vir ouers ongelooflik spesiaal wees, maar ook soms oorweldigend. Dis juis waarom terapie 'n unieke gesondheidsruimte waar baba se ontwikkeling en professionele sorg vir beide baba en ouers bymekaar kan kom geskep is. Ons het met Leandri Pitou, die eienaar van terapie, gesels om meer te hoor. Goeiemôre, good morning en hartlik welkom aan jou. Môre Elsa. Goed, nou vertel ons net 'n bietjie meer oor Function Wise en wat presies julle doen. Elsa, Function Wise is 'n arbeidsterapie praktyk in die ooste van Pretoria. Ons spesialiseer in rehabilitasie van boonste ledemate waar ons verwysings kry van ortopede af. En dis jou tipiese sportbeserings, jou klein beserings wat jy ook kry van sport spesialiste af of dan ook baie erge motorongelukke of beserings by die werk. Dan het ons 'n groot visie waar ons evaluasies doen vir versekeringsmaatskappye en werkgewers waar 'n persoon afwesig was vir 'n lang periode. Ons sien veral, verskies my Engels, dat mental health kondisies toeneem. Ja. Al hoe meer toeneem ons verwysings en daardie divisie word al hoe meer van mense wat afgeboek was by die werk nou terugkom en die werkgewer moet weet, is hierdie persoon regtig geskik om te werk. So die dokter sê hy is nou medies stabiel op die regte medikasie en is die persoon dan geskik om weer sy werk te kan doen. En dan uit dit uitsprei dan ook behandeling waar ons hierdie mense indien hy nie geskik is nie voorberei om terug te gaan werk doen. En ons noem dit beroepsrehabilitasie. En dis waar die sensoriese die tool wat ons gebruik waarna ek net al verwys gebruik word om hierdie mense dan gereed te maak om weer hulle werk te kan doen. En 'n baie ander groot komponent is ons evalueer mense om te kyk of hulle weer kan bestuur. Ons kry veral verwysings van familielede wat bekommerd is of hulle ouers nog kan bestuur of hulle nog geskik is om op die pad te wees. Dit klink vir my na soveel dinge, jy weet wat deur julle gedek word en waarna julle presies kyk of waarop julle fokus. So wat presies beteken dit om overstimulated of oorgestimuleerd te wees? Also, wanneer jou brein en jou senuweestelsel het 'n sekere kapasiteit. En wanneer ek vat 'n koppie koffie, as jy kookwater ingooi en jy hou aan gooi en die koffiebeker is nou vol en die koffie borrel oor, dit is 'n punt van oorstimulasie. Maar ons breine is so ongelooflik dat ons 'n kapasiteit het en ons het natuurlik die vermoë om emosies te reguleer en ons het vermoë om ons coping skills toe te pas, maar wanneer al daardie energie aangewend is en jy het jou emosies gereguleer en die insette wat kom van buite hou net aan, dan kook jou pot oor en dan is jy oorgestimuleer. Nou, hoe laat dit 'n mens voel? Jy weet, wat is die simptome, die tipiese simptome wat iemand sal beleef? Sjoe, Elsa, ek dink 'n werkende ma kan nogal daarvan getuig, maar oorweldig, geïrriteerd, kwaai, prikkelbaar, emosioneel, ek dink iets wat ek wil net huil oor alles, ek voel net nie, ek kan meer nie, ek is oorweldig, die insette hou net nie op nie, en daai gevoel van ek cope nie. En dan ook sukkel om te slaap, sukkel om te fokus, in die werksplek kom ek agter, kort het ek geweet wat ek lees, dis daai gevoel van oorweldiging. Goed, so is daar sekere mense wat dalk 'n bietjie meer geneig is om hierdie simptome waarna jy nou verwys het te ervaar? Dis 'n pragtige vraag, natuurlik. En ek wil regtig vir ons luisteraars ook sê, wanneer mens oorgestimuleer voel, moet jy nooit voel as fout nie. Elke persoon het sy unieke sensoriese drempel.
En party mense het 'n laer sensoriese drempel en ander het 'n hoër sensoriese drempel. Die persoon met 'n laer sensoriese drempel sal vinniger oorgestimuleer raak en sal vinniger voel alles raak vir my te veel. Terwyl jou persoon met die hoë sensoriese drempel sal eintlik soek daarvoor. Dit is jou persoon wat uit die vliegtuig wil spring en wil skydiving doen, want hy soek daai bewegende insette. Dit is die mense wat van partytjies hou tot laat aande kuier, harde musiek wil bywoon, na shows gaan kyk waar daar baie mense is en jou persoon met 'n lae sensoriese drempel sal daai tipe aande vermy. En die woord overstimulated is dan nou oral op sosiale media, ons sien dit al hoe meer. Waarom dink jy is mense deesdae so daarop ingestel en waarom, jy weet, was dit nie so 'n groot kwessie in die verlede gewees nie of dalk was dit net nie iets waarvan ons so bewus was nie? Ek dink jy vra my 2 vrae wat ek gaan probeer om in een te antwoord. Ek dink sosiale media het moeilike onderwerpe soos angs, depressie, ADHD, ons meer bewus gemaak daarvan. So mense is gemakliker om daaroor te praat. En omdat hulle gemakliker geraak het met hoe hulle voel en dink en dinge ervaar, dink ek het oorstimulasie 'n maklike woord geraak om te sê wanneer jy nie cope nie, om te sê ek voel oorgestimuleer. En dis net 'n groot woord om daai van ek kan nie cope nie te verduidelik. So wat kan ons doen om seker te maak dat ons nie so voel nie? Elsa, jy moet jou drempel ken. Ek dink jy moet weet wat is jou sensoriese drempel, want ek dink saam met as jy nie kennis het van wat jou drempel is, kom 'n klomp ander goed se skuldgevoelens. Hoekom kan my vriendin met 3 kinders en al hierdie goed doen, maar ek het net 1 kind en hoekom sukkel ek? En hoekom kan 'n persoon werk met 3 kinders en ek is tuis by mamma en ek voel vinnig oorgestimuleer? So en dan begin ons skuldgevoel kry want ons vergelyk ons met ander, maar die oomblik wat jy kennis het van jou eie sensoriese drempel, dan kan jy dan weet jy wat jy kan hanteer. En Dr. Annemarie Lombard is wêreldbekend. Sy is 'n Suid-Afrikaanse arbeidsterapie wat vir ons 'n neet oopgebreek het van sensory intelligence. So jy kan graag op haar webwerf gaan kyk, sensoryintelligence.com. Daar is 'n kort vraelysie van 10 vrae. Dit verwys na die quiz op die webwerf wat as jy nou daarop inteken, dis gratis, vir jou kan sê wat is jou drempel? Is dit laag, medium of hoog? En natuurlik, as jy regtig simptome het van oorstimulasie, is dit die moeite werd om die volledige matriks te doen en dan by FunctionWise te kom kuier of by 'n arbeidsterapeut aan te klop in jou omgewing wat opgelei is natuurlik. Jy moet geakkrediteer wees vir hierdie behandeling wat jy dan met jou pasiënte doen, om dan te weet, as ek oorgestimuleer raak, in al die fasette van my lewe, in my verhoudings, by die werk en in sosiale interaksies, wat kan ek doen om dit beter te bestuur? Wanneer is dit nodig om hulp te kry? Wanneer jy besef, jou produktiwiteit neem by die werk af, jou verhoudings is bietjie besig om te verbrokkel, of daar's geweldig baie konflik in jou lewe, en jou gesondheid is besig om agteruit te gaan. Goed, en ek dink dis baie mooi opgesom. Loop dit hand aan hand met iets soos uitbranding? Want dis ook iets waarmee ons baie meer gereeld te doen kry. Elsa, loop dit hand aan hand, dink ek is iets wat mense moet navors en navorsing nodig het om hierdie vraag mooi te antwoord. Maar uit my kliniese ervaring, as jy by uitbranding kom, is sensoriese oorstimulasie was 'n simptoom van uitbranding. So wanneer jy by 'n punt van uitbranding kom, om dan in te gryp en jou sensoriese oorstimulasie te hanteer, is al bietjie te laat. As jy by die punt van uitbranding kom, moet jy professionele hulp kry om die oorsaak daarvan vas te stel en dan ook die rehabilitasie wat nodig is om jou gesond te maak. Is daar enigiets anders wat jy sal byvoeg na aanleiding van, jy weet, as iemand nou as gevolg van uitbranding so 'n bietjie oorgestimuleer voel? Vra net jou vraagie weer. Is daar enigiets anders wat jy sou byvoeg? Gestel nou maar iemand voel as gevolg van daai uitbranding 'n bietjie oorgestimuleer. Dit is seker maar net om hulp te gaan kry om Elsa, nee, daar is regtig 'n paar basiese goed. Ek dink in die wêreld van tegnologie waarin ons vandag leef. Tegnologie is 'n wonderlike ding en dit maak vir ons alles vinniger, maar ek dink tegnologie het die grootste bydrae van dat oorstimulasie so 'n bas ding geword het. Ek wil 'n voorbeeld gee. Ja. Op pad skool toe gebruik jy Waze en hier kom Waze se pop-up van daar se slaggat aan die pad en is daar 'n polisie links voor, is die polisie nog daar? Dan kom daar 'n oproep in gelyktydig van die werker wat 'n vinnige navraag wil doen. Jou seun vra kan hy 'n liedjie speel, hy het 2 dogters beklei hoe laat die skool uitkom, wanneer dit eksamentyd is en dan sien jy oor die verkeersligte is buitewerking. En jy kom aangery en jy hoop Outsurance se mannetjie is daar om vanoggend die verkeer vir jou te reguleer en dan sien jy nee, maar dis 'n 4-rigtingstop. Ek dink die hoeveelheid
tegnologie wat so wêreld vir ons oopbreek, maar ek dink dit veroorsaak ook uit 'n groot bydrae tot ons oorstimulasie. So ek dink gereelde breuke weg van jou lesenaar, weg van jou rekenaar, weg van jou selfoon af. Gaan sit jou ontbyt of jou middagete en eet buite onder 'n boom in plaas van in die besige werksplek. Vat gereelde breuke. Leer vir jou asemhalingstegnieke aan en wees bewus van wanneer jy oorweldig voel, sodat jy in daardie oomblik alreeds iets kan doen. Maar ek dink 'n breek weg van al hierdie insette en net om by jouself te sit, sonder jouself, en wat ons geneig is om te doen, ek wil by myself sit en as ek gaga besig om al my boodskappe van die dag te antwoord. Ja. Dit juis gee dan net nog verdere insette om jou te oor te stimuleer. Moenie weggaan nie, ons kuier net hierna verder. Hallo, ek is Joannie Spiegelaar en jy kyk Good Morning, Goeiemôre. Hallo, ek is Dousie en julle luister en kyk na Goeiemôre, Good Morning. Hallo julle, Brandon Miles hier en ek kyk Goeiemôre, Good Morning. Kom ons snap na Lettabong Lodge, jou eco-vriendelike paradys in die hart van die Waterberg. Geniet luukse safari tente, bou jaar in ons waterpark of ontspan in ons restaurant. Daar is avonture vir die hele gesin. Van wildritte tot staproetes, daar's iets vir almal. Ervaar die rustigheid van die Bosveld, net 2 uur vanaf Pretoria. Boek nou by Lettabong Lodge, waar onvergeetlike oomblikke wag. Op pad deur Suid-Afrika, Sleepover Motels is reg waar jy ons nodig het. Van Johannesburg tot Limpopo en selfs langs die Mpumalanga internasionale lughawe. Ons bied bekostigbare gerieflike kamers met gratis Wi-Fi, veilige parkering en alles wat jy nodig het vir 'n sorgvrye oornagstop. Slaap rustig en reis slim. Sleepover, jou tuiste langs die pad. Investing in anything worthwhile takes dedication. It takes patience. It takes discipline. And it takes time. At Everest Wealth, we understand that there are things you would rather spend your time doing. Everest Wealth, while you do life, we take care of business. Live in the moment, not in the worry, with comprehensive cover for true peace of mind. Santam, this is freedom. Van topatlete tot alledaagse fiksheidsentoesiaste. Hyrox het vinnig een van die vinnigste groeiende fiksheidskompetisies ter wêreld geword. En nou maak Johannesburg gereed om die aksie op 30 en 31 Mei aan te bied. Simon Goldsborough, die wedloopdirekteur vir Hyrox Suid-Afrika, het die week by ons aangesluit om ons meer daarvan te vertel. Great to have you with us. Thank you very much for your time. I do want to start off by asking you, the upcoming, over the weekend of 30 and 31, the growth has been incredible. How many athletes are lining up? Yeah, good morning, guys. Thank you, firstly. So this weekend we're having 8,200 athletes. And yeah, it's been a big growth. We had our first event in September 2024, and that event had 1,500 athletes. So yeah, the last 2 years or year and a half has been really a rapid growth. A lot of people don't understand the differentiation between Hyrox and CrossFit. Can you take us through what Hyrox actually is? It's hard. Yes. So Hyrox combines 8 kilometers of running with functional stations. So you always start with a 1 kilometer run, and then you go into a functional station, and every time after you complete your functional station, you go into another kilometer run, and you repeat this until you get to your 8th station, which is 100 warbles. So CrossFit athletes will know about warbles, but you do 100 warbles. What are those? You basically squat nice and low. There's movement standards with a ball in your hand, squat down, throw up to a target.
And yeah, the first few are quite easy and then it gets quite hard. But it's also about accuracy as well because you have a target to hit, which is quite small. Yeah. So yeah, and then you run across the finish line and have your finish line moment. I think the line throw up is quite pertinent as well, actually, for what it's worth, but I thought I'd just slip that in there. Why do you think that Hyrox has grown so exponentially all over the world? I saw the race calendar the other day on an Instagram post, and there's like 30 odd races all over the world, and people are making like a tourism thing of it, where they go and run these races in various different countries. Yeah, I think one of the big things is the accessibility. So it allows anyone to come and do it. And we have like different divisions. We have our singles divisions, our doubles divisions, and our relay. So relay is really simple, and it allows just your everyday person to come and test it out. And I often say once you test it out, the bug does bite. Yeah. But also it gives the everyday athlete almost their star moment in a way, because there's a very nice feeling you cross the finish line and stuff like that. And it's not like a marathon where you're always racing against other people. Like our setup is the race continues the whole day. So you actually don't know where you're placing at any time. So that means that you get your sort of moment in the shining light to cross the finish line and enjoy it. And yeah, I just think that accessibility is a really big thing, that it allows anyone to come in and try. You've just got to have a base of fitness and then build from there. I've got a question for you, which you need you to follow up on. You and your partner, where are your strengths and where are your weaknesses, and how do you adjust that to suit your particular race? What would strategy be? And then I'd like you to comment, please, Simon. So I have done one Hyrox before. I did the second event when it was in Joburg in March 2025, and now I'm doing it this weekend. And I'm very excited as well as slightly terrified because, like Simon says, you're racing against yourself. So you want to do better than the previous one, and you want to kind of see waar is die vashakplekke, waar kan ek bietjie verbeter, waar kan ek bietjie vinniger. So I think my partner and I have got a very much a benadering. our approach is very much, it's a running race. So we've been doing a lot of like sustained cardio at Northcliffe CrossFit, where we train our Hyrox. We've done 2 sims, and from the first sim, we saw where we could improve. So the running, she's very fast. So she kind of goes. And she said to me, I'm so glad that you can pace us. And I was like, are you calling me slow? But that's the thing, is that you've got to pace yourself, because all of the stations are there to gas you even more to get back into the running. So it's terrifying. What are your thoughts? It's an interesting strategy. No, I'm joking. He says. It's not going 2 to days work. before the race, exactly. No, I'm joking. Yeah, I think the first thing I always say to people is don't go out too hot. Like it's easy, you get like you're in the start tunnel and it's really cool. There's like this music that hypes you up and you want to just bolt out, but it's like control yourself a little bit and go through the stations, especially the first half of the race, in a controlled manner. And whoever's the faster runner, in this case your partner, I always say that they should start the station, because you've come from a kilometer of running and you're probably going to be a bit more tired. So therefore your partner can start the station, because they're not going to be as tired as you. And you sort of do the middle bit of the station, and then they end the station. Because if you end the station, if let's say you've been pushing the sled and now you're tired and now you must go and run a kilometer, you're going to run even slower. So therefore force your partner to finish the station, and you recover for 30 seconds, then you start running again. See, that's our strategy. There you go. Thank you. Obviously, what you're actually saying, you're saying don't go out too hot, but you don't want to go anaerobic too quickly. Maybe in your last 2 or 3 Ks, you can go anaerobic, but still you've got this massive amount of power work to do at the end of each one of the Ks. Yep, 100%. And that's actually where it gets really interesting, because in the latter half of the race, that's when people, like we have lunges, which is our second last station. And that's when people start cramping or really struggling. And the race is designed really well. It really tests you. And I always say I give kudos to the people that design the race and stuff like that, because it is really challenging in so many different elements. But you're 100% right. When you get towards the latter half of the race, you're in the death zone, basically. You're struggling and you really need to fight your way through. If you could say to someone who's kind of debating whether they want to sign up for the next one, what would you say to them to convince them? I think you need to come and experience it. And I don't mean come and experience it from an athlete point of view. Sometimes just come and watch. And when you come and watch, you get a real feel for it. And also we have like affiliated gyms, like, Northcliffe CrossFit. And we have over 200 gyms affiliated with Hyrox across South Africa. So go and get a taster, go and see what it's like and see if you enjoy it. And I think it's given so many people a sense of community. Obviously, I even come from a running background. I've always had a community, but some people have never done that. And now they're in Hyrox and it's like this community and they feel part of something. So I always say just go and try it out. There's the athletes that are always going to
pushed really hard, then there's also going to be those athletes that are just there to enjoy it. And I think Yeah. that's the majority of our audience, or the people that are there to Yeah. enjoy it. And How do people get into it? If someone is now watching this and going, "But it sounds interesting," what is the first step do you suggest? do a bit of research, understand what you're getting into. But I think it helps having a bit of a base from a fitness point Yeah. of view. So don't just go in cold and just be like, okay, I'm going to go and do a Hyrox race. We do have like a lot of technicalities at our event, certain rules and stuff like that. So you don't want to just come in cold. Do a bit of research and then find a gym that offers Hyrox and go and test it out. Like we signed a partnership with Virgin Active a couple of months ago, and it's like if you've got a Virgin Active membership now, you do get access to Hyrox training and stuff like that. So yeah. I think it's so important what you said about the accessibility, because it feels like we're all back in school doing school sports, you know, like you have that sense of accomplishment or whatever, and then you become an adult and it never really happens unless you're a marathon runner or a triathlete or whatever. So this is just way more accessible. But I think a lot of people think Hyroxes look like you and they are those peak elite athletes. But most Hyroxes are me. It's the moms, it's the dads, it's people who work in offices, it's people that don't really have that elite sports training background, but they're there to compete. Where can people get more information about this weekend's race? Yikes. And just Hyrox going forward? Yeah, so I think Instagram is probably our main feed. Yeah. We have most of our stuff on Instagram, and that's obviously where we put all the communication out. And this weekend, I know we still have spectator tickets available. I know our athlete tickets have closed. So yeah, go to Hyrox SA on Instagram and you'll get some more information. Awesome. Roz, I've got a blister under my toe here. no. Could you just tell me if I could pop that, please? Well, yeah. Ow, that hurts. Yesterday's run. Bly net waar jy is. Ons is nou weer terug. Dit is Ampi en jy kyk na Goeiemôre, Good Morning op Via kanaal 147. Hallo, ek is Dousie en julle luister en kyk na Goeiemôre, Good Morning. Live in the moment, not in the worry, with comprehensive cover for true peace of mind. Santam, this is freedom. Reg om die toekoms in te ry. Kom ons rol in 'n wêreld van pret, avontuur, vryheid en innovasie, saam met jou getroue vennoot iGlide. Ontdek die opwinding van elektriese mobiliteit. Of jy nou die strate wil verken of speeltyd opkikker, ons het die perfekte produk vir elke avontuur. Ons bied 'n wye reeks vir jonk en oud met top naverkope diens. Hoekom wag om die rit van jou lewe te ervaar? Gee aan jou avontuur en drome vlerke. Besoek ons by www.iglide.co.za. Investing in anything worthwhile takes dedication. It takes patience. It takes discipline. And it takes time. At Everest Wealth, we understand that there are things you would rather spend your time doing. Everest Wealth, while you do life, we take care of business. At ProCare, we bring compassionate care right to your home. With tailor-made care packages ranging from 8, 12, 24 hours to full living services, we ensure that your comfort, dignity and well-being are always our priority. Whether you need short-term assistance or round-the-clock support, trust ProCare for reliable professional care that fits your individual needs perfectly. ProCare, where care feels like home. Dit gebeur soms dat alles oorweldigend voel. Die lewe in die moderne wêreld vereis dat ons daagliks op hoë vlakke van produktiwiteit moet funksioneer en 'n konstante inname van sensoriese inligting kom natuurlik daarmee saam. Ons sien al hoe meer op sosiale media dat mense na oorstimulasie verwys, maar wat beteken dit? Die stigter van FunctionWise, Taki Pistorius, was hier om alles mooi te verduidelik.
Leandri, baie welkom by Goeiemôre, Good Morning. Dankie, môre. Ek raak nou sommer broeis want ek het bietjie gaan loer op julle Instagram en daai spasie vir die klein babatjies om net gepamper te word. Jy noem dit 'n baba spa. Wat presies is 'n baba spa? So ja, dit maak almal broeis. Ek dink selfs partykeer van die oumas ook. So ja, 'n baby spa therapy is regtig net a sanctuary for mom and family to escape reality a bit. Ek weet as ons na 'n spa toe gaan, is ons net soos in 'n ander mindset. Ons relax, ons word na gekyk, ons word gesien, en dit is wat therapy, baby therapy is. Hoekom het jy toe besluit om dit te doen as 'n besigheid? Jy's 'n mamma van 2. Waar was die behoefte wat jy gesien het? Reg so, daar is 'n gaping in die mark. Ek wil bietjie kyk of ek dit nie kan vul nie. Ja, dit kom eintlik van 'n persoonlike storie af. My dogtertjie was verskriklik koliek en reflux gehad. Hi, welcome to the club. Ek was nooit oor gepraat nie. Dit is nie, nee, en dit is moeilik. Ja, en dit voel niemand verstaan dit nie. En almal is net soos hier's ons goue medisyne, hier's ons dit, hier's ons daai en ons familie is 'n baie holistiese familie, so ons hou daarvan om research te doen. Ek dink my man is 'n Google huisie persoon, so ek moet research doen oor research en dis waar therapie begin het. Dit het van 'n plek gekom waar ek ook 'n community gesoek het, waar ek kon huil, lag en die goed en die sleg deel. En therapie het ontstaan, soos ek sê, uit 'n persoonlike nood vir my dogtertjie. Ek het toe inligting gekry oor hidroterapie en ek was soos, hoekom is daar nie so iets in Suid-Afrika beskikbaar vir elke ma in elke dorp in Suid-Afrika nie? En dis hoe terapie ontstaan het, uit 'n hart, uit 'n mamma se hart vir 'n ander mamma se hart om beter te word. En regtig, as jy daai behoefte net kan dek en vir daai mamma net 'n bietjie van 'n hoesa oomblik kan gee, waar die baba gelukkig is, dit maak die grootste verskil. Dit doen. Julle het 'n holistiese benadering tot die hele baba therapy, baby therapy tipe perspektief. Wat bedoel jy met 'n holistiese benadering? Watter ander terapie kan ook by terapie gekry word? So met die holistiese benadering bedoel ons 'n holistiese benadering vir die hele familie. Dit is regtig, ons weet ons babas en jy wat ook nou gesukkel met 'n koliek babatjie, soos they feed on you. If you are stressed, if you are tense as a first time mom, they are going to feed it and they're going to feel it and it's going to just, the cup's going to overflow. Until your husband gets the end of it. So, ons wil regtig net 'n plek create vir 'n familie om te kom asemhaal. Die hidroterapie deel daarvan is verseker die babatjie wat in die ozonated water gaan en in die nekte waar hy lekker lê en rustig raak, dan aardkrag. Holistiese approach, aardkrag doen sy amazing ding en hy trek al daai ingewande wat koliek, wat spiertone en al daai goedjies verander, trek hy lekker af. So geen medisyne, geen ander metodes is benodig nie, maar net die hidroterapie. Wat kan jy sê vir ouers wat dalk bietjie bangerig is oor die veiligheid van hidroterapie vir hulle babas en die ander tipe dienste wat julle aanbied? Jy is iemand wat jou navorsing doen en jy weet natuurlik die dienste wat julle bied is regtig baie goed vir baba en veilig. Maar sommige mense is nie 'n navorser nie. Nee, verseker ons het die oumas wat ook partykeer bietjie wik en weet. Wat gaan aan met my kleinkind? Wat maak jy nou daai ding om my kleinkind sit? Ons kan julle verseker, ons terapeute is opgelei met die beste inligting om jou kleintjie. Dis hoekom ons baie gefokus is op ons ouderdomsgroepe ook. So jy sal sien daar is individuele sessies wat gaan van ons 4 weke klein babatjies af. Al die pad tot ons groepsessies wat help ook vir die interaksie met jou kleiner, groter babatjies. So ons is baie erg oor ons ouderdomme en hoe ons hulle beperk en dan ook ons massering. Ons doen ons baba massering. Dit is die oulikste ding. Jy sien nie die gesiggies, hulle is so wegraak. Hulle is net relax en baie keer sal mamma sê, "Maar my kind hou nie daarvan om aangeraak te word nie." Dan is daai baba net in hemel. So ons doen die baba massering, dan doen ons die individual en die group sessions en dan doen ons ook verjaarsdagpartytjies. So 'n ma kan kom en sien hoe dit lyk, die
environment kom voel. En ek beloof die babas nie loop nie. maar hulle word gestoot daar uit in rustigheid en baie gelukkigheid. Hulle kom lekker rustig uit. Julle werk ook met kinders wat spesiale behoeftes het. Hoe ondersteun julle die ouers van hierdie kinders? Ja, so baie van ons babatjies wat ons sien het die koliek en die reflux, maar ook baie babatjies wat ons sien het lae muscle tone. Spierontwikkeling, ons babatjies wat in winter gebore is, they always get wrapped up in these cute teddy bear outfits en hulle kan nie regtig hulle mobility so regtig vind nie. So die hydrotherapy werk regtig lekker met die warm water wat hulle net daai kalmte kan gee. En it releases the muscles, it helps them to navigate their bodies. En om agter te kom, jy sê, hier is my tone, hier is my handjie. En dit help hulle om te ontspan. En as die ma en die pa dit sien, is hulle weer ontspannend. Ons leer hulle hoe om die massering tegniek te doen. So as hulle huis toe gaan en die alle voetjies is bietjie stywer of deur die birth canal bietjie om en dom uitgekom het, dan kan ons hulle help om dit te adjust by die huis ook. Julle bied ook terapie vir die mammas. Kan jy vir my 'n bietjie uitbrei daaroor? Ja, ons het oor ons praktye het ons nurses by van ons praktyke, ons het chiropraktisyne, ons het nou kinderkinetikus ook, as ook 'n dieetkundige by ons franchises. So daar's regtig iets vir 'n mamma om vir haarself to fill her own cup while her baby was attended to, dat sy ook net daar kan wees. En as daai net vir jou 'n warm koffie kan gee, as ons het vir jou warm koffie en 'n goeie stoel om net te kan wees en te kan huil. Ons het eintlik ook baie mammas wat net kom en dan is ek soos, ons het jou nie in 'n boeking nie, dan sê sy soos, nee, ek kom net gou hier sit. En dit is wat terapie is. Dit is net 'n samesyn van 'n mamma wat die geraas van buite af net wil uitskakel en by ons te kom kuier. Ja. Leandri, waar kan mense meer inligting kry? So julle kan ons webwerf tuiste sien, www.therapy.co.za, en julle sal ons 5 branches wat tans oor Suid-Afrika is kan besoek, en ons is nou besig om 2 nuus oop te maak, so ons is baie excited. En ja, op ons webtuiste kan julle al ons inligting, bookings online maak, en ja. En vir mense wat nou nie op die webwerf gaan nie, kan hulle al daai oulike babatjies op julle sosiale media gaan sien, ek wil elke een opbreek. Hulle is so oulik. Baie dankie. En dankie vir die oophartigheid en die spasie wat julle bied. Regtig, ek dink dit maak 'n verskil vir elke mamma wat by therapy kom kuier en elke baba ook. Dankie. Bly ingeskakel, want net hierna hoor ons 'n bietjie meer oor Hyrox. Ek is Nadine en jy kyk na Goeiemôre Good Morning. Hi, ek is Albert van Wyk en jy kyk Goeiemôre Good Morning. Ek is Joannie Swigelaar en jy kyk Good Morning Goeiemôre. Hallo, Brandon Miles hier en ek kyk Goeiemôre Good Morning. Dink aan jou inkomste as hierdie skapie se wol en hierdie skeermes. As jou huisverband, karskuld en na stygende lewenskoste afkom, bly daar nie veel oor nie. Jy kan nie 'n skaap verder as die vel skeer nie. Moenie dat skuld jou keel afsny nie. Kontak Skuldhulp vandag en ons sal namens jou met jou krediteure onderhandel om jou bates en waardigheid te beskerm. Skuldhulp, Afrikaans, regverdig, professioneel. Avontuur wag daar buite. Nuwe ervarings. Natuurskoon. En vuil voete. Kuier om die kampvuur. Deel visvangstories. En selfs 'n paar spookstories. Tentco, jou volgende avontuur begin by ons. Kom ons snap na Lettabong Lodge, jou eco-vriendelike paradys in die hart van die Waterberg. Geniet luukse safari tente, bou jaar in ons waterpark of ontspan in ons restaurant. Daar is avonture vir die hele gesin. Van wildritte tot staproetes, daar's iets vir almal. Ervaar die rustigheid van die Bosveld, net 2 uur vanaf Pretoria. Boek nou by Lettabong Lodge, waar onvergeetlike oomblikke wag.
Om 'n voertuig te finansier kom met baie voorwaardes, maar Refinance 'n Car bied motorfinansiering met voordele. Het jy vasgeteken op 'n hoë rentekoers? Wil jy die terme van jou lening herstruktureer? Wil jy geld teen die boekwaarde van jou voertuig leen? Of kort jy finansiering op die koop van 'n privaat voertuig? Refinance 'n Car het 'n oplossing vir jou. Refinance 'n Car, motorfinansiering met voordele. Die Skutkins se wand, DJ Maestro, die week kom kuier met 'n splinternuwe treffer. Kom ons kyk en luister saam. My vriend, dis mos hoe jy 'n oggend wil begin, slippers en al. Ja nee, gemak in die geskit. Baie welkom man, yesterday. Hoe ry die boer? Waar die gedagte vir hom vandaan gekom? Presies vandaar, ons het 'n music video geshoot so 2 jaar terug. En toe het iemand die dingetjie, ek kan nie onthou of iemand in die music video, ons het so die dingetjie begin saam sing. En toe dog ek, hoe ry die boer, maar hoe ryf die boer? Want ons almal ken die sokkiekant van die boer. Hoe ryf die boer? Ja. Maar hoorie, en ek moet vir jou sê, 'n rooi ribbok ram is natuurlik nog een van my groot gunstelinge, nadat my jong span by die huis ook vir my voorgestel het aan die Maestro. Loufie sing ook 'n versie of 2. Lekker. Ja, yes, wat 'n eer om hom op die trek te kry. Ons het laas jaar mekaar vinnig ontmoet. Toevallig toe Rooi Ribbok Ram uitkom, toe stuur hy vir my 'n boodskap, toe sê hy, hierdie is Spike, hy wil graag saam met my werk. Toe ontmoet ons mekaar so 'n paar maande later, en toe ek hierdie song weer ontdek, ek het hom so 2 jaar terug al gemaak, en hy het nooit iemand gekry wat saam reg pas op hom nie. Toe is ek bly ek het hom uit die argiewe uit gaan haal, en toe Loufie op hierdie ouetjie klim, toe skud dit, hy het glad nie geloof op die nie, dit het geskit toe hy opgeklim het. Hoorie, en wat die lekker Afrikaanse dansmusiek, julle ouens is it's happening, ek meen, is Sossie, dis van Pletsen, dis Jaakie, dis natuurlik jy ook al goeders. Hoe ervaar julle dit? Ek meen, obviously, daar is net, sal hulle ouers dit 'n oplewing noem, of kom die mense nou agter nie, maar dis actually nogal lekker, dis nice. Ja, ek dink, dit is 'n golf van nuwe kuns wat net oorspoel in die Afrikaans bedryf, en ek geniet dit ongelooflik baie, want iets wat nuut is, beteken dit is jonk, en dit kan soveel rigtings ingroei, en ek voel almal wat besig is om hierdie ding groter en groter te maak, verdien dit 100%, want hulle is so talentvol, en niemand is skaam nie. Niemand voel daar's 'n boksie wat jy in moet produce of moet sing of moet DJ nie. Dit is 'n free for all en jy kan maak net soos wat jy wil, solank jy kan skudde op, dan is ons happy. En dis seker 'n verskriklike lekker kreatiewe proses met die doef en die Afrikaans wat so lekker saam met mekaar kan werk. Ja, kyk, ek het vir 'n rukkie net Engels geskryf, maar die oomblik toe ek in Afrikaans begin skryf het en ek het gehoor hoe lekker rol die r's en al die sê dinge wat daar in Afrikaans is, toe voel dit soveel meer tuis om te fokus op Afrikaans, want dis wie ek is, dit is deel van ons kultuur, dit is deel van ons Afrikaans wees en toe ek dit begin doen, toe besef ek, maar hier is die lekker gedeelte van musiek. Daar's nie, jy moet hierdie en jy moet hierdie nie, dit was genuine net die harde r en lekker wat mense in Afrikaans kry daar. En vir die tipe styl en goeders is dit ook net iets wat jy kan doen en kan verstaan. Jy wil dit so, jy hoor hierdie beat en jy hoor hierdie synths en jy hoor dit. Maak dit vir jou makliker om dit self te verwerk, jy weet, te produce? Ja, ek dink verseker, ek is baie dankbaar dat ek al jongs geleer het om te produce en om lank in die studio te sit en my kuns so mooi as moontlik te kan kry, want nou, wat ook al ek dink en wat ek imagine moet uitkom, kan ek gaan sit en ek kan fine tweak en ek hou van hierdie klank en hierdie klank. Ek hoef nie vir iemand te sê, hoorie nee, ek hou nie van hierdie, of ek hoef nie verbalized te wees oor hierdie klank nie, ek kan dit net uit my brein uitkry. En dink jy mense onderskat dit partykeer wat dit verg om DJ te wees? Plus vervaardiger, plus skrywer, plus al daai dinge. Ek dink verseker, baie mense het 'n mispersepsie van wat DJ is en wat production is. Baie mense sal, as ek sien maar 'n set speel, sal of my sê, remix, skryf sommer hierdie liedjie of hierdie ding. Daar's 'n verskil om te DJ. Dit is wanneer jy klaar bestaande musiek met mekaar mix. En production is van scratch af. So, die song wat ek nou net perform het, die bassline, die kick, alles is gemaak en gebou om by mekaar te pas. Wat 'n vreemde of snaakse request het jy al gekry?
Dis altyd die interessantste wanneer jy mid-set is en daar's die meeste energie en dan wil hulle vir jou vra om 'n boereliedjie te speel. So, toe dog ek as ek hierdie song kan perform, dan gee ek jou ten minste so 'n intro van 'n boereliedjie en dan vat ons hom terug na die ryf gedeelte toe. Waar gaan ons jou kan sien? Waar gaan ons jou kan hoor? Ek hoor die dinge is besig om te gebeur. Ja, nee, ek's baie dankbaar. Ek toer op die oomblik saam met Early B, so as jy sy show kyk, gaan jy verseker my sien open vir hom. Dit is dan al vir hierdie week. Ons hoop jy het 'n lekker naweek en ons sien julle weer maandag.